Ons is so geneig om te vra, wat as? Wat as is 'n woord wat ek assosieer met jy is so te sê spyt met dit wat jy nie gedoen het nie. So, dan vra jy jouself die vraag af, veral wanneer jy in die jare ingestap het soos ons, in die 70s plus. Dan vra jy jouself af, wat sou gebeur het as ek vroeër kon tuin maak? Ek het eers in 2020 met COVID op, so het ek begin. En nou kom die vraag by my op elke keer, of sommige kere, wat sou gebeur het as ek vroeër begin het? Moontlik sou ek 'n groter tuin gehad het, meter sou ek meer oes gehad het. Ja, en dan vra jy jouself ook die vraag, wat sou gebeur het as ek meer geld gespaar het? Moontlik sou my situasie beter wees as wat dit vandag is. Wat sou gebeur het as ek meer tyd aan my ouers en meer tyd aan my kinders spandeer het? Ongelukkig was ek nie in daardie posisie nie, want ek moes gaan leer. En nadat ek klaar afgestudeer het as onderwyser, moes ek die pot aan die kook hou. En my ouers was gewone werkers wat huishulp was en lorrybestuurder was my pa. So, elke keer wonder 'n mens, maar net, wat as ek meer voedselvoorrade gestoor het? Julle onthou mos die groot store wat die mense het in die ou tyd, wat hulle in die ou tyd gehad het. Store om groente en voedsel en kruie en wat ook al wat hulle wou stoor. As ons sulke store gehad het, wat sou gebeur het as ek meer voedselvoorrade weggesit het? Ons het mos eers geweet die ekonomie gaan so kwaai op ons afkom, dat voedsel so duur sal word nie. Maar ja, dan vra jy jou ook verder af, wat sou gebeur het as ek meer boeke gelees het? Moontlik was ek meer geskilled, moontlik het ek meer dinge geken, moontlik was ek meer op hoogte. Wat sou gebeur het as ek moontlik sketse gedoen het, tekeninge of blommerangskikking, al die soort van goede, dan het jy jouself so opgegradeer vir tye soos die. Hoe sou my toekoms wees? Wat as? Maar as jy jouself ook die vraag afvra, wat as? Laat ons nou maar dink dat as is gebrande hout en ons kan nie teruggaan na die verlede nie. So daarom moet ons doen wat ons kan doen, wat ons nou kan doen en daarop bou. En as jy nog in die jeugdigheid van jou lewe is, het ek so 'n klein stukkie raad vir jou. Gryp elke geleentheid aan wat jy kan, want dit is 'n geleentheid wat jy kan kry in die lewe, sodat jy later in die jare nie spyt hoef te wees om te vra wat as nie. Ja, daar sal altyd vrae wees soos wat as, maar om te voorkom in sekere dinge kan ons onsself help. Ja, miskien het ek nou vir jou stof tot nadenke gegee.
hoe jy die beste van jou toekoms kan maak met wat jy het. So vertel my, of vertel ons, wat dan nuwe planne jy in sig het, om vir jouself die lewe so 'n bietjie makliker te maak. Tot 'n volgende keer, vriend. Bye bye.